In vandag se les kyk ons na vierkantswortels en derde magswortels. Wat baie belangrik is wortels is die inverse of omgekeerde bewerking van magte. Die vierkantswortel is met ander woorde die invers van die vierkant of die kwadraat van 'n getal. En ons het gesê die vierkant of die kwadraat van 'n getal is die getal vermenigvuldig met homself. As ons daarna kyk dat 3 kwadraat gelyk is aan 9, dan is die vierkantswortel van 9 gelyk aan die vierkantswortel van 3 kwadraat en dit gee vir my 'n antwoord van 3. Uit hierdie voorbeeld kan ons sien dat die vierkantswortel die kwadraat uitkanselleer en die rede daarvoor is dat ons die mag van 2 deel deur die 2 wat die vierkantswortel verteenwoordig en 2 gedeel deur 2 gee vir my 3 tot die mag 1. 3 tot die mag 1 is presies dieselfde as 3. Ons kan nooit die vierkantswortel van 'n negatiewe getal bepaal nie. Dit is baie belangrik. Hoekom is dit so? Omdat wanneer ons 'n negatiewe getal het en ons vermenigvuldig hom met homself, dan beteken dit ons het 'n min maal 'n min en ons antwoord is 'n positief. As ons 'n positiewe getal het waarmee ons homself met homself vermenigvuldig, het ons 'n plus maal 'n plus wat ook vir ons 'n positiewe antwoord gee. So wanneer ons vierkante uitwerk, het ons altyd 'n positiewe antwoord. So as ons die vierkantswortel moet kry van 'n getal, gaan dit altyd die vierkantswortel van 'n positiewe getal wees. Daarom, as ons 'n negatiewe getal onder 'n vierkantswortel kry, is ons antwoord altyd nie reëel, want dit is nooit moontlik om 'n negatiewe getal onder 'n vierkantswortel se vierkantswortel te bereken nie. Net soos ons by vierkantswortels gesien het, is die derde magswortel die invers van derde magte. Daarom, as ons byvoorbeeld het 2 tot die mag 3 is gelyk aan 8, dan is die derde magswortel van 8 gelyk aan die derde magswortel van 2 tot die mag 3 en dit gee vir my 'n antwoord van 2. Die vierkantswortel word aangedui deur die volgende teken. Let op dat daar geen getalletjie staan nie. Dit impliseer dat dit 'n vierkantswortel is. Wanneer ons die vierkantswortel moet kry, gaan ons die mag van die getalletjie wat in die vierkantswortel staan, deel deur 2. Die derde magswortel word aangedui deur die simbool van 'n wortelteken met 'n driekie wat daar staan. Let op dat die derde magswortel aangedui word deur die volgende tekentjie. Die driekie wat daar staan, dui vir ons aan dat dit 'n derde magswortel is. Dit gaan maak dat ons die mag van die getal wat onder die wortel staan, gaan deel deur 3. Kom ons kyk weer na 'n paar voorbeelde. As ons byvoorbeeld kyk na die vierkantswortel van 16, is die eerste ding wat ons gaan doen om dit te ontbind om 16 te ontbind in priemfaktore. As ons nou 16 ontbind het in sy priemfaktore, kan ons sien dit gee vir ons 2 tot die mag 4. Ek moet dus die vierkantswortel bepaal van 2 tot die mag 4. Ek doen dit deur die mag van 2 tot die mag 4 te deel deur 2. So ek gaan die 4kie deel deur 2. 4 gedeel deur 2 gee vir my 'n antwoord van 2. My finale antwoord is dan 2 tot die mag 2, wat ek dan skryf as 'n getal van 4, want ek gaan nie my getalletjie in eksponentvorm los nie. As ons byvoorbeeld kyk na die derde magswortel van 27, dan is die eerste ding wat ek gaan doen om 27 te ontbind in sy priemfaktore. As ek nou 27 ontbind het in sy priemfaktore, dan gaan ek sien 27 is 3 tot die mag 3
en ek skryf hom in sy priemfaktore vorm. Nou moet ek die 3 tot die mag 3 se maggie gaan deel deur 3. So ek kan dit skryf as 3 tot die mag 3 gedeel deur 3 en dit gee vir my 3 tot die mag 1 antwoord. Die vraagie wat ons nou vir ons kan vra is of ons wel negatiewe getalle se derde magswortel kan bepaal. Die antwoord hierop is beslis ja. As ons byvoorbeeld gaan kyk na die derde magswortel van -8, dan kan ek sê daai -8 is mos 'n -2 maal 'n -2 maal 'n -2. Dit het ons uit ons vermenigvuldiging uitgesien. As ek nou gaan kyk na -2 maal -2 maal -2 en ek skryf hom in sy priemfaktore vorm, dan kry ek -2 tot die mag 3. Die derde magswortel van -2 tot die mag 3, gaan ek my reeltjie toepas wat ek sê ek kan die 3 deel deur 3 om die derde magswortel te bepaal. Met ander woorde, my derde magswortel van -8 is -2. Kom ons doen 'n paar voorbeelde saam. Wanneer die som vir my vra om die vierkantswortel van 256 te bepaal, gaan ek 256 ontbind in priemfaktore. Wanneer ek 256 ontbind in sy priemfaktore, gaan ek met die trapleermetode werk en ek gaan met my kleinste enetjie begin. Dit is die werk wat ons al in 'n vorige les behandel het. Wanneer ek elke keer deel deur 2, dan kan ek my priemfaktore bepaal van 256. Ek kan uit dit sê dat 256 gelyk is aan 2 tot die mag 8. Wanneer ek die vierkantswortel van 256 moet bepaal, skryf ek hom dus as die vierkantswortel van 2 tot die mag 8. Net so het ons dan gesê die volgende stappie wat ons moet onthou om te doen, is om die mag te deel deur 2. Wanneer ek nou die maggie gaan deel deur 2, kry ek 2 tot die mag 8 gedeel deur 2 en dit gee vir my 'n antwoord van 2 tot die mag 4. As ek hom nou skryf as 'n getal wat nie in eksponentvorm is nie, weet ek 2 tot die mag 4 se antwoord is 16. Die tweede voorbeeld waarna ons kan kyk is die vierkantswortel van 36. Wanneer ek die vierkantswortel van 36 gaan uitwerk, is die eerste ding wat ek weer onthou, ontbind 36 in sy priemfaktore. As ek nou 36 ontbind in sy priemfaktore, dan kry ek 36 gedeel deur 2 is 18. 18 gedeel deur 2 is 9. 9 se priemfaktore wat in hom gaan is 3. 3 gaan in 9 in 3 keer, 3 gaan in 3 in 1 keer. As ek hom nou ontbind het in sy priemfaktore, kan ek skryf dat 36 gelyk is aan 2 tot die mag 2 maal met 3 tot die mag 2. Die volgende belangrike stappie wat ek moet onthou, is om die magte te deel deur 2. As ek die vierkantswortel wil kry, gaan ek elkeen van die magte deel deur 2. Ek kan dus 36 skryf as 2 tot die mag 2 maal met 3 tot die mag 2 onder hierdie vierkantswortel. As ek nou elkeen van die magte deel deur 2, dan kry ek 2 tot die mag 2 gedeel deur 2 maal met 3 tot die mag 2 gedeel deur 2 en dit gee vir my 'n antwoord van 2 maal met 3 wat 'n finale antwoord van 6 is. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van derde magswortels en daarna kan jy jou huiswerk op jou eie doen. As ek kyk na die derde magswortel van 8, dan is die eerste ding wat ek ook gaan onthou om te doen, ontbind 8 in sy priemfaktore.
Wanneer ek 8 in sy priemfaktore ontbind het, kan ek duidelik sien dat 8 in sy priemfaktore ontbind vir my 2 tot die mag 3 gee. Nou moet ek onthou, omdat ek die derde magswortel van 8 moet bepaal, gaan ek 8 skryf in sy priemfaktore wat vir my 2 tot die mag 3 gee met die derde magsworteltjie wat ek moet kry. My volgende stapie sê vir my ek moet die magte deel deur 3. So ek het nou 2 tot die mag 3 gedeel deur 3 en dit gee vir my 'n antwoord van 2 tot die mag 1 wat presies dieselfde is as 2. Die vierde voorbeeld waarna ons kyk is die derde magswortel van minus 125. Nou net soos met al die ander sommetjies, gaan ons 125 ontbind in priemfaktore. Soos ons vroeër gesien het, het ons gesien, ons kan 'n negatiewe wortel, 'n negatiewe derde magswortel se derde magswortel bepaal, omdat ons kan sien dat 'n min maal 'n min gee vir ons 'n plus en 'n plus maal 'n min gee vir ons weer 'n min. So dit is heeltemal moontlik dat 'n negatiewe getal se derde magswortel bepaal kan word. As ons nou 125 in sy priemfaktore gaan ontbind, gaan ons sien die eerste priemfaktor van 125 is 5. 5 gaan in 125 in 25 keer, 5 gaan in 25 in 5 keer, 5 gaan in homself in 1 keer, so ek kan 125 skryf as 5 tot die mag 3. Hierdie derde magswortel kan ek dus skryf as minus 5 tot die mag 3. Omdat ek 'n negatief onder die vierkantswortel het, gaan ek 'n negatiewe antwoord hê en die volgende stapie wat ons mos moet doen is om die mag te deel deur 3. As ek dus het minus 5 tot die mag 3 gedeel deur 3, dan kry ek 'n antwoord van minus 5. Die derde magswortel van minus 125 is dus minus 5. Wat baie belangrik is om te onthou. As ons het die vierkantswortel van 36 maal 9, kan ons dit skryf as die vierkantswortel van 36 maal met die vierkantswortel van 9. So dit gee vir my 'n antwoord van 6 maal 3 en 6 maal 3 is 18. Ons kan dit ook skryf as die wortel van 36 maal met 9, kan ons ook eers die 36 maal met die 9 en sê dit is die wortel van 324. Ek kan nou 324 ontbind in sy priemfaktore. Die eerste priemfaktor wat in 324 ingaan is 2. 2 gaan in 3 in 1 keer, ek dra 'n enetjie oor. 2 gaan in 12 in 6 keer, 2 gaan in 4 in 2 keer. Volgende een is weer 2. 2 gaan in 16 in 8 keer en in 2 in 1 keer. Volgende priemfaktor wat gaan indeel hierin is 3. 3 gaan in 81 in 27 keer. 3 gaan in 27 in 9 keer. 3 gaan in 9 in 3 keer en 3 gaan in homself in 1 keer. Ek kan dus 324 skryf as 2 tot die mag 2 maal met 3 tot die mag 4. Onthou, as ek nou die vierkantswortel kry, dan deel ek die mag deur 2, so dis 2 tot die mag 1 maal met 3 tot die mag 2 en 2 maal 9 gee vir my ook 'n antwoord van 18. Jy kan dus uit hierdie voorbeeld uitsien dat die vierkantswortel van 36 maal met 9 is gelyk aan die vierkantswortel van 324 en dit is ook gelyk aan die vierkantswortel van 36 maal met die vierkantswortel van 9. As ons egter kyk
na 'n voorbeeld van 16 plus 9 se vierkantswortel. As ons kyk na 16 plus 9 se vierkantswortel, kan ons sien dat dit is die vierkantswortel van 25 en die vierkantswortel van 25 is 5. Maar as ons nou kyk na die vierkantswortel van 16 plus die vierkantswortel van 9, dan kry ons die vierkantswortel van 16 is 4 plus die vierkantswortel van 9 is 3 en my antwoord is dus 7. Wat baie belangrik is hierso, jy kan nooit die vierkantswortel van die som opbreek nie. So, die vierkantswortel van 16 plus 9 is glad nie gelyk aan die vierkantswortel van 16 plus die vierkantswortel van 9 nie. Dit is slegs moontlik om die vierkantswortels op te breek wanneer jy maal en deel, maar nie wanneer jy plus en minus nie. Dit is dus baie belangrik om te onthou, die vierkantswortel van A maal met B is gelyk aan die vierkantswortel van A maal met die vierkantswortel van B. Net so kan ek sê die vierkantswortel van A gedeel deur B is dieselfde as die vierkantswortel van A gedeel deur die vierkantswortel van B. Maar ek kan nooit sê die vierkantswortel van A plus B is gelyk aan die vierkantswortel van A plus die vierkantswortel van B nie. En ek kan ook nooit sê die vierkantswortel van A minus B is gelyk aan die vierkantswortel van A minus die vierkantswortel van B nie. Dit is 'n baie belangrike beginsel wat jy moet onthou. Nou kan jy jou huiswerkies self uitwerk en wat jy geleer het inoefen. Geniet elke oomblik.